Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 7de Julie 2026 en ons stap hierdie week bietjie op die spore van Barnabas. Nou, Barnabas het ons gister gehoor, was die bemoediger, die een wat vrygewig was. Nou ja, kom ons lees vanoggend verder uit Handelinge 9 vers 26 tot 31. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Nou dalk moet 'n mens net hier 'n nota maak voor ek verder lees, en dit is dat dit is te verstaan. Hier dieselfde man, Saulus, het die Christene vervolg. En nou het hy omgedraai en hy volg Jesus en niemand vertrou hom nie. Dan vers 27. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerke tyd van rus en vrede beleef. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Roeping, sou ons kon sê, is 'n dinamiese reis en nie 'n bestemming nie. Barnabas kon sekerlik vasgeval het daarin in 'n vrygewigheidsbediening. Hy was heel moontlik iemand wat redelik baie vermoënd was en kon gee. En in Jerusalem het dit maklik gebeur dat mense in hierdie roeping vasgeval het en net daar gebly het. Die nood tussen die mense was immers groot. Maar Barnabas het gedoen wat die Here op sy hart lê, in die gewone gang van die lewe. Hy het nie verder betrokke geraak by byvoorbeeld die versorging van die weduwees nie, hoewel hy tog in 'n sekere sin betrokke gebly het, deurdat hy gekies word om die gemeente van Antiochië se dankoffer vir die gemeente in Jerusalem te bring. Nou daarvan kan ons in Handelinge 11 lees. Maar hy fokus egter daarop om nuwe bedienaars van die evangelie raak te sien en hulle gasvry in te trek. Hier is Saulus die beste voorbeeld. Hy sien raak dat mense hom nie vertrou nie. En hy neem hom na die apostels toe. En omdat hy 'n geloofwaardige persoon was, kom hy dan met Saulus daaraan en plaas hy geloofwaardigheid op Saulus. So, wat sou ons vandag daarvan kon sê? Dat 'n gasvryheid beteken dat ons harte en ook ons oordeel moet oopstel om mense in te laat en te laat welkom voel. In 'n gemeente soos onsin beteken dit as jy iemand inbring, omdat jy 'n geloofwaardige gemeentelid is, maak jy onmiddellik dat die persoon wat jy saambring reeds 'n stuk geloofwaardigheid met hulle saambring. En dit maak dat gasvryheid 'n besonderse taak het. Natuurlik is dit ook in jou huis so. Die mense wat jy aan jou tafel laat aansit. Die oomblik as jy iemand daar laat sit, beteken dit jy gee vir hom geloofwaardigheid. Ons hou maklik in ons land 'n braai. Wie nooi jy? Wie wil jy hê moet saam met jou by die braai wees? Ons kan Barnabas navolg in die bemeestering van die geestelike gewoonte van gasvryheid. Here Jesus, baie dankie dat ons ook baie keer lees hoe U saam met mense geëet het en dat hulle U in hulle huise ontvang het en dat dit eintlik baie besonders was. Maar nou ook hier lees ons van Barnabas se gasvryheid en wil ons ook iets daarvan leer om dit self toe te pas. Help ons om uit te kyk vir mense en hulle in te nooi en dus op die manier vir hulle ook geloofwaardigheid te gee. Dit bid ons in U naam van ons Here Jesus Christus. Amen.